Baie welkom almal by ons derde sessie waar ons kyk na NGB artikel 2, die middele waardeur ons God ken. Nou, hierdie artikel bou baie op die eerste artikel. Ons het in die eerste artikel gekyk na die enige God. Ons het gekyk en gesê ons glo met die hart en ons bely met die mond 'n enige enkelvoudige geestelike wese wat ons God noem, en toe het ons gekyk na al sy wesenseienskappe. En dis 'n baie goeie plek om te begin, want soos ons gesê het, God is groter as sy woord. En wat ons daarmee bedoel is nie dat die woord nie deur God geïnspireer is nie, maar dat daar so baie dinge in die woord is wat nie van God geopenbaar word nie, bloot omdat God gekies het om dit nie te openbaar nie. Dit is nie nodig dat ons daardie dinge weet nie, en hy is net te groot en te wonderlik vir alles om in die skrif saamgevat te word en vir ons kleine mense verstande om dit te kan verstaan. So nou, hierdie artikel bou logies op die vorige een. In die vorige artikel het ons gesê, daar is 'n God. Daar is 'n enige, enkelvoudige geestelike wese wat ons God noem. En nou is die volgende logiese vraag, maar kan ons hierdie God ken? En hoe kan ons hierdie God ken? En soos julle op die skets hier voor julle sien, daar is twee middele waardeur ons God ken. Aan die regterkant sien ons dat ons God kan leer ken deur die skepping. Ons noem dit God se algemene openbaring, dis bekend aan alle mense, maar dan leer ken ons God in die besonder deur sy spesiale of sy besonderse openbaring, en dit is deur die woord. Nou soos ons in die vorige sessie gesê het, God is ondeurgrondelik. Mens kan nooit tot op 'n punt kom waar jy sê ek weet alles van God nie, want ons verstande is bloot te klein en te menslik. Maar God kan geken word. En in die eerste plek leer ken ons God deur die skepping, die onderhouding en regering van die wêreld. Die skepping daar buite is soos een mooi, pragtige skildery. En elkeen wat na hierdie skildery kyk, moet kan sê, maar daar moet 'n God wees. Dit wys vir ons dat God bestaan, en dit wys vir ons op sy wesenseienskappe. Dit is dan 'n terugkyk na artikel 1. Wanneer ons na hierdie skepping kyk, dan moet ons kan bely, maar daar moet 'n onsigbare skepper wees wat almagtig, alwetend, alomteenwoordig is. Ons moet dit kan bely wanneer ons na die pragtige prent van die skepping kyk. Maar die woorde van die NGB is baie spesifiek. Ons leer ken hom nie net deur die skepping nie, maar ook deur die onderhouding en die regering van die wêreld. Dit verwys na sy voorsienigheid. En ons gaan later in artikel 13 in baie meer besonderhede kyk na God se voorsienigheid. Maar ons kan kortliks net hier sê, ons sien God in hoe hy oor alle dinge regeer en hoe hy alle dinge onderhou. Met ander woorde, hoe hy vir alles sorg. Elke druppel water wat val wanneer dit reën, is hy wat sorg vir die plante en vir die diere van die veld. Net om 'n voorbeeld te noem. En dan moet ons baie mooi onthou die woorde van Kolossense 1 vers 17, deur hom bly alles in stand. Met ander woorde, hy het nie net hierdie heelal geskape en dit toe soos 'n horlosie opgewen en nou kyk hy maar wat gebeur nie. Sy eie hand is nog betrokke by hierdie skepping. Hy hou die heelal in sy hande en daar gebeur niks buite sy bestuur en sy regering en sy onderhouding van hierdie skepping nie. En dan word daar baie mooi woorde deur Guido de Brès gebruik. Hy sê dit is voor ons oë soos 'n mooi boek. En die letters van hierdie boek is alle skepsels, groot en klein. En hierdie letters laat ons die onsigbare dinge van God sien. En dan dink ons aan die woorde van Romeine 1 vers 20, van die onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. Met ander woorde, wanneer ons kyk na 'n klein ou voeltjie wat kos ontvang uit die lug uit, wanneer ons kyk na 'n reuse olifant wat water opslurp, wanneer ons kyk na die sterre wat beweeg en skitter en verskietende sterre,
dan moet ons kan erken, daar is 'n God, en hy het ewige krag en goddelikheid. Hy is dalk onsigbaar, maar ons sien hom sigbaar in sy werke, in dit wat hy in hierdie wêreld doen, so asof met sy eie hand. En dan moet ons weer eens die woorde onthou van Romeine 1 vers 20. Mense wat na hierdie skepping kyk, is sonder verontskuldiging. Met ander woorde, indien daar op die oordeelsdag gesê word, maar ek het nie geweet daar is 'n God nie, dan moet daar gesê kan word, maar die skepping vertel vir jou daar's 'n God. Die skepping vertel vir jou van sy ewige krag en goddelikheid. Die skepping vertel van 'n onsigbare God wat sigbaar gemaak word in hoe hy vir hierdie wêreld sorg. En dit moes jou gedryf het om die Bybel, sy spesiale openbaring op te tel en dit verder te lees. En dit bring ons natuurlik by die tweede middel waardeur ons God ken. Ons leer ken God deur sy goddelike woord. Nou ons kan, wanneer ons na hierdie skepping kyk, erken daar moet 'n God wees. Daar kan nie so 'n mooi kunswerk wees sonder dat daar 'n kunstenaar is nie. Dis onmoontlik. Dis soos om te sê die Mona Lisa is deur niemand gemaak nie. Hy het net daar verskyn. Of as 'n mens dit sê in die woorde van mense wat glo in die Big Bang, daar was net 'n groot ontploffing en daar was die Mona Lisa, perfek, met al sy duisende borselstroke. Dit is net onlogies en eintlik plain onnosel. Maar nou moet ons onthou, wanneer ek kyk na 'n pragtige boom, of 'n pragtige sonsondergang, of 'n pragtige voeltjie, of 'n arend wat deur die lug sweef, al hierdie dinge laat my besef daar is 'n God wat sigbaar gemaak word in sy werke, maar dit sê nie vir my hoe ek gered kan word en hoe ek in 'n verhouding met hom kan leef nie. Daarvoor het ek sy spesiale of sy besonderse openbaring nodig. En daarom dat Guido de Bresse sê, deur sy woord maak God homself nog duideliker en meer volkome bekend. Die vraag wat dan op ons lippe hang is, maar hoe baie maak God van homself bekend? God maak soveel bekend as wat nodig is. Soos wat ons reeds gesê het, God is ondeurgrondelik. Ons kan nooit alles van God verstaan nie. Dis onmoontlik. Ons menslike verstande is nie daartoe in staat nie. So ons weet nie elke liewe detail van God nie. Maar hy maak genoeg aan ons bekend sodat ons hom kan verheerlik, sodat ons weet wat ons moet doen om in 'n verhouding met hom te leef en sodat ons weet wat ons moet doen om gered te word. Of eintlik anders gestel, hoe hy ons uit genade alleen van ons sondes red. So daar in die woord leer ken ons genoegsaam wat ons moet doen om hom groot te maak en hom reg te verteenwoordig vir wie hy is. En dan die woorde word bygevoeg soveel as wat tot die saligheid dien van hulle wat aan hom behoort. En dit in 'n netedop is NGB artikel 2.